Kunstliefhebbers, welkom by nog 'n episode van Koppelteken Kuns. Ek is Lyn Smits en ons gesels met baie uiteenlopende kreatiewe mense wat ons gewoonlik sprakeloos inspireer. Goeiedag, ek is Marisa de Tooy en vandag deel ons graag met julle Tana Nel se kreatiwiteit. Hallo Lyn, hallo Tana. Hallo. Hallo julle, hallo. Ek en Tana kom eintlik al baie jare lank saam en ek is mal oor Tana en my kinders is mal oor Tana. Ek dink Tana is soos 'n engel wat gestuur was uit die hemel met 'n oor 'n tydperk toe my oudste dogter regtig down in the dump was by die skool en ek dink op daai stadium was ek nog in denial gewees. Ek was eintlik al lankal veronderstel om my kinders te tuiskool, maar nooit daarby uitgekom nie want ek het net gedink ek is nie gekwalifiseerd nie. Maar gelukkig vir mense soos Tana het my kind dit gemaak. Bloot omdat jy so ongelooflike passie het om met kinders te werk. Ek dink nie ek het dit al ooit ervaar nie. Soos wat ek dit by jou ervaar, dat jou hele lewe besing kinders, as ek dit so kan stel. Jy het 'n manier om die beste uit kinders uit te kry, om die beste raak te sien in die kinders wat dit die meeste nodig het ook. En dan praat ek nie eers van al die res van al die ander goeters nie. Ek meen, jou passie vir taal, ek dink is amper half dieselfde as wat dit is vir kinders. Jy praat Afrikaans soos min. Jy kan hom gooi. Ek onthou toe ek en jy by my boekbekendstelling was in Potch en jy het daar gesit en gehang aan die lippe van daai mense wat daar voor gesit het en ek het soos 'n absolute idioot gevoel want ek het nie 'n woord verstaan wat hulle praat my moedertaal nie. En jy was kinderlik opgewonde, jy het so op en af gesit en hop. En dit was heeltemal oor my kop gewees. Ja, so daar is net 'n handjievol mense, ek dink, wat taal Afrikaans, dat ek dit nou beter stel, wat Afrikaans verstaan, kan praat, kan skryf en ja, ek dink net enigiets met taal. Jy is my Afrikaanse taalguru. So ja, ek wil net dit vir almal genoem het. En wat wou ek nog vir jou genoem het? Ja, jy is 'n ma en baie passievol oor jou eie kinders ook. Nie net jou eie kinders nie, jy het sommer 'n lot ander wat jy ook sommer aangeneem het as jou eie. En ja, so Lyn, val weg. Ja, dit is lekker om met Tana te gesels. Ons almal kom 'n baie lank pad al saam en gesien hoe mekaar vir kinders groot word en 'n groot goed in ons lewens gebeur en ja, dis lekker om so terug te kyk en te sien waar mense paadjies gekruis het en dit was ook op baie kreatiewe platforms. Dis maar 'n tribe en dis lekker om met jou te gesels. Vertel ons 'n bietjie oor met jou agtergrond en jou opleiding en jou kreatiewe paadjie tot waar die gogga jou gebyt vir taal en jou kreatiwiteit. Dankie Lyn en Marisa, dit is regtig 'n voorreg om twee van my heroes mee te praat vandag. Maar lief vir julle. Ja, ons het aparte paadjies voordat ek eers besef het julle ken mekaar so verskriklik goed. So ons het aparte paadjies geloop. Ja, ek dink ek is half as 'n onderwyser gebore en daarmee saam met kreatiwiteit ook van iewers af. Want soos Marisa weet, ek kan absoluut glad nie teken nie. So en ek wil glo my met my hele hart en siel dink ek so graag soos wat ek skryf sou ek my eie boekies wou illustreer ook, maar so ek het nodig gehad om op 'n ander manier uiting te gee aan die kreatiwiteit waarmee ek gebore is. En van kleins af het ek altyd uit blikkies uit
goedjies gemaak want ek het altyd die potensiaal in goedjies gesien. So armbandjies en my ouers het dalk gedink ek is bietjie vreemd en die groot geword het. Laerskool was dit nog oukei geweest, maar hoërskool het hulle toe sit nou drama en skryf en was bietjie vreemd geweest, maar altyd 'n hinkering om te skep. Van altyd af. So ek het al met wonderlike digters, soos wat Marisa nou weet, raak onmenslik opgewonde om digters en kreatiewe mense. En ek is 'n bedkassie digter. Wat beteken al my gedigte lê in my bedkassie. So ek het nou al raas gekry daaroor. Ek moet dit weer 'n bietjie lig laat sien en weer 'n bietjie aangaan. So ja, ek is so gebore en ek op die plaas ook. My oupa se plaas het ons regtig uit modder uit van kleins af modderkoekies gebak en dit op mooi bordjies gesit en hulle probeer uitvang en hoe ook al. So ja, kreatiewe paadjie, taal. Ja, ek het nogal oor die vraag gedink. Ek het ongelooflik die voorreg gehad om van laerskool daar af die ongelooflikste taalonderwysers in Afrikaans en Engels te hê. Waar ek groot geword het jy Engels gepraat vir selfverdediging. So ek het toe nou maar gespesialiseer in Afrikaans. Ek dink ek het vir meneer Spies gehad op laerskool, vir juffrou Spies gehad op hoërskool en toe het ek vir Rolien Bernard gehad wat oorlede is, maar so rukkie terug, maar sy het so 'n liefde en 'n passie vir Afrikaans en veral vir letterkunde in my wakker gemaak. En dan het sy regtig ook vir my opstelle gehou. En ek kon nie verstaan hoe hou sy van 'n opstel want my ma het gesê dit maak nie sin nie. So ek het aan haar lippe gehang en sy het my ek het toe ek eerste jaar skool gehou, toe sy my departementshoof ook. So dit was net hierdie ongelooflike samevloei van goed het reg geloop. Ek sê die sterre het net absoluut 'n pragtige paadjie en nou is ek waar ek is. Ek dink ek is 'n jack of all trades in Engels gesê, master of none, maar die passie vir kinders, vir liefde, die liefde vir kinders en vir skryf en vir mooi goedjies maak, sal altyd daar wees. Nog lekker. Vertel my 'n bietjie, jy het lank skool gegee en dit is maar eintlik wat jy die laaste paar jaar gedoen het en nou is jy ook betrokke by die aanlyn skoolstelsel. Vertel ons bietjie meer daaroor en hoe het jy daarbey uitgekom? By die aanlyn skool uitgekom. Ja. Goed, ek is 'n gekwalifiseerde hoërskoolonderwyseres en ek het in vereniging by 'n skool begin skole waar ek skool gegaan het ook. Hoërskool Oeverval. Ons het 'n baie moeilike hoof gehad daar, maar 'n absolute ongelooflike hoof. Hy het gesê nooit sal iemand drama 'n toneelstuk ATKV toe vat nie. Dis ek vir my is reg, ons gaan dit net doen vir die lekker. En toe het hulle nooit probeer, ons het 'n plekkie gekry. Ons moes Heilbron toe ry. Ja, Heilbron of Petrestein of een of ander plek om die toneelstuk te gaan opvoer. So die passie van taal en drama loop vir my hand aan. So ek het skool gehou, ek het kinders afgerig vir self. Het ek ook ek kan verenigings se Stadskouburg onthou. Ek dink kindswedstrydsseisoene het ons daar agter gaan sit en ons het net dood van my ma het ons afgelaai in die oggend my en my sussie en in die aand weer kom haal. Ons het net aangegaan. So gewone skool, hoërskool, skool gehou, die kinders afgerig, redenaars, debat. Maar ek het nog altyd daai enetjie wat die mense nie raak sien nie want julle weet hoe werk skole. Party kinders het dit net. Hulle gooi dit net en ander kinders moet jy gaan uithaal en jy moet hulle uit hulle stelsel uitgaan haal. Toe het ek vereniging toe gekom, Pretoria toe gekom. Die hoërskole twee hoërskole by skool gehou en 'n rukkie lank nie skool gehou nie. En toe as gevolg van my kind se toon wat amper af is, het ek begin aflos by die laerskool. Waar ek laaste skool gehou het en daar het ons groot gegaan. Daar het ons die biblioteek omskep in 'n teatertjie en daar het ek al hierdie ongelooflike kinders ontmoet ook. En daar het ons Afrikaans gepleeg en ons het drama gepleeg en
Ek onthou Zoe spesifiek haar eie gedig voorgedra vir 'n kunswedstryd. En ja, daar het ek net besef, so lief soos wat ek vir hoërskoolkinders is, ons moet onder begin. Ons moet onder begin en ons moet daai kinders se kreatiwiteit hou. Want in die hoërskool is dit baie keer amper te laat, want dan het hulle al vergeet hoe kreatief was hulle en hoe silly was hulle en hoe oulik was hulle. So ja, goed. So dit was die paadjie en toe gebeur COVID. En as jy vir my gesê het ek gaan eendag so passievol oor tuiskoolonderrig wees, dan het ek gesê nee. Ek het vir Marisa so 'n bietjie snaaks aangekyk, toe sy sê nee, sy gaan nou homeschool en toe gebeur die lewe. Toe het ek my eie sentrum vir 'n rukkie gehad en ek het in hierdie ongelooflike produk ingekoop. Ek gaan nie adverteer nie, maar ek wil net sê ek glo regtig in wat ons doen. Jy mag adverteer. Dit is 'n vrye platform. Ja. Wel, ek is by raad nodig. Ek is by Impact tuiskoolonderrig en ek is nou 2,5 jaar daar. En as ek vir julle sê die ongelooflike groei wat ons in 2,5 jaar, want dis 'n CAPS platform en daar's iets vir almal. Party kinders gaan beter doen in 'n IEB-sisteem, in 'n American school, in British, daar's ietsie vir almal. So ek glo in my produk baie ongelooflik en ek weet ons werk so hard en daar's elke jaar vernuwing en toe het ons die aanlyn skool ook by Impact begin en dit is waar ek nou ook betrokke kan raak. Alhoewel ek departementshoof tale is en dankie tog ek het hard geveg om die drama ook te kry. Alhoewel ek departementshoof tale is, werk ons ongelooflik nou saam met die aanlyn skool ook. So daar's groot goedjies, Tana goedjies wat gaan gebeur met die tale en die drama wat in die pipeline is wat ja, nog nie amptelik is nie, maar wat definitief gaan gebeur. Ja, ons het amper 30,000 kinders wat ons kan bereik op so 'n manier. So ek weet ek is op die regte plek. Ek weet ek is gestuur na waarheen ek is. My hele paadjie is my oopgemaak om te kom waar ek is. Joe, dit is ongelooflik om te dink jy het 30,000 leerlinge wat deur jou vingers hardloop. Dit is ja, dit is nou 'n bietjie afronding ook. Maar ja, dis omtrent, dit is altyd give or take. Hy wissel so deur 'n jaar soos wat kinders ingaan en weer uitgaan. Maar omdat ons tale is ons oor almal. Ons kan almal raak. Almal bereik. Ja. Hoorie so, ek wil nou net sê Tana skiet haarself eintlik baie af. Toe ek gesê het ons gaan tuiskool, ek onthou dit baie goed. Ons het die besluit, ek en Konrad het die besluit gemaak ons gaan tuiskool, letterlik 'n week voor die skole toegemaak was vir COVID. En ek het daarna gebel en gesê ek wil graag bietjie net met haar gesels. En sy het kom koffie drink. Nee, ek dink dit was hoeka glas wyn. En toe het ons gesels en ek het vir jou gesê ons het besluit ons gaan tuiskool. En ek onthou jy was beide hartseer, geskok en bly. Eerstens omdat jou kinders. Ja, eerstens omdat jy het op daai stadium was Zoe net aangestel gewees as die editor van jou skoolkoerantjie. En dit was vir haar, ek dink die moeilikste ding, omdat eintlik wou Zoe nog altyd getuiskool het, maar toe het sy op jou afgekom en dit het vir haar die lewe regtig verander. En toe sy nou editor is van die koerant, toe is dit amper half moeilik gewees om daai besluit te maak. Maar ja, nietemin het ons geweet hy sal steeds in ons lewens wees. So ek dink vir daai rede. Ja, dit was 'n middagpartytjie gewees. Ja, vir daai rede het sy gesê dit is okay, maar ja, en ek meen ek dink dit was nie 'n maand later nie. Toe jy jou goedjies gevat en gewaai by die skool en toe jou eie skool begin. So ek wil net sê sy het 'n ongelooflike tuiskoolsentrum begin gedurende 'n tydperk waar daar regtig so nood was en so behoefte was en ek dink jy het ingespring en op die einde van die dag regtig kon sien wat die potensiaal daarvan is en ek dink dit is hoekom waar jy is. Want dit was so groot stepping stone gewees.
Ja, wat dit was ek het COVID nodig gehad. Ja, As dit nee, sin dit maak. was Ek het COVID nodig gehad om te kom waar ek is. Ek het om COVID nodig om gehad uit die en boks, om uit die boks uit te kon klim ook. mm, Ek dink dit het ons almal geleer om kreatief te dink. ja. Dit is regtig vir my die groot takeaway van dit alles. Mm, Ek dink baie mense het gedink op daai stadium ons het begin tuiskool oor dit, want ons het letterlik die week voor die skole gesluit was, het ons kinders uit die skool uitgehaal en dit was so amazing. Dit was vir my net soos profeties gewees. Maar ja, so ek wil net sê Tana skiet haarself kort. Sy het 'n ongelooflike tuiskoolsentrum begin en kinders was verskriklik gelukkig geweest daar. My kinders het gegaan en gaan praatjies doen oor tarantulas en show and tell en slakke. Sy het weer aangekom met so groot blik slakke en vir almal gewys. Sulke Afrikaners. En Tana het in haar tuin self sulke groot African land snails. So toe daarna het die kinders anders daarna gekyk, ek is seker daarvan. Ja, nee, dit gaan goed met die meeste van hulle met wie ek nog kontak het. Dit was 'n ongelooflike dit was net die regte ding op die regte tyd. Dit is ja, ek kan sê dit was genade. Grace, genade. Ja. Ons sou het met soveel selfvertroue het sy daar kom praatjies gee. Ons was so oulikie kinders was is so lief vir. Ja. Dooi, ja, dit is belangrik. Sê gou net weer by watter skoolprogram jy nou is, dat ons dit mooi kan sien. Impak homeschooling. Ja, ons is deel van die Optimie groep. So ons is die learning delivery kant van Impak, ja. Impak. Ja, is goed om dit te weet nie. Ek kom net op soveel mense af wat se kinders deur die stelsel geglip het vanaf COVID, het hulle gedink hulle gaan homeschool en nou werk dit nie en daai kinders het net nog nooit weer opgevang nie. Dit is angswekkend. Nee, Lena, ek het vir eerlik wil sê kinders daar buite ek glo ja. Daar's ongelooflik baie jy moet kry wat vir jou kind werk. Ek gaan nie sê ek sal nooit sê doen dit of doen dit of doen dit nie, maar ek weet net ons het baie kinders ons stelsel werk vir baie kinders en ons omdat ons 'n ongelooflike agterkant klomp mense het wat agter die skerms werk ook. Dit werk. Ja, mense het ondersteuning nodig. Hulle kan dit baie mense kan, maar baie mense kan dit nie alleen doen nie. En so dit is wonderlik om dit te hoor. Ja, so mense moet gaan kyk na al hierdie goeders en ek dink hulle is ook bang as hulle kinders is nou al so agter, hoe gaan hulle opvang? Daar's 'n groot gap. Daar's regtig 'n groot gap binne in daai. Ja, maar dit is moontlik. Ja. So jou groot passie is kinders en kreatiwiteit en jou eie kinders is ook baie kreatief. Vertel ons 'n bietjie van waar hulle opgeëindig het toe ons hulle laas gesien het. Hulle almal kindertjies was nog klein. Laerskoolkinders tussen ons voete by lantuintjies, markies hou, geld probeer maak. Ja, kan jy glo. Dit was ook 'n era op sy eie, dit was ook deel van die hele groeiproses gewees. Ja, ek het 3 wonderlike, ongelooflike kinders. Maar ek het dit bietjie my afgerammel want ek het 3 en 4 jaar. So dit was nogal intens geweest. As jy vir my vra wanneer het die kinders begin loop, dan sê ek wanneer moes hulle loop? 1 jaar, okay, goed, 1 jaar. Want as hulle van die doeke so ek kan nie vreeslik baie van die klein wees onthou nie. Ek kan net onthou dit was baie intens en baie lekker geweest. So ek het my kinders van baie kleins af probeer leer. Mense probeer ook maar jou beste. Ek het iewers iemand gesê jy het die voorreg om jou eie kinders by 'n sielkundige uit te kry. Dis 'n gevolg van jou metodes van kinders grootmaak, maar in ons huis is daar een ding en hulle glo nog steeds daarin. As iemand vir jou sê jy's weird, dan sê jy dankie. Yes. So ek het hulle so probeer grootmaak en dit was nie altyd veral vir die oudste 2 noodwendig so maklik nie. Aangesien alles ongelooflike kreatiewe 2 kinders. Nie laat ek sê die jongste is nie 'n kreatiewe kind nie, hy is op 'n ander manier kreatief. So ja, nou is Caro 21 en sy swat filmwese en sy en sy spesialiseer
in draaiboek skryf en sy stel vreeslik belang in dokumentêre films. So sy wil net navorsing doen. So sy's besig daar en dit gaan goed met haar. Ek mis haar verskriklik. Dit is nie lekker dat sy so ver is nie, maar my kind is gelukkig. Deur ek die kortste van, wel, ek mag nie sê as korter as sy sussie nie. Maar ja, hy het na matriek het hy besluit, ek het aan al my kinders het ek gedwing om 'n jaar af te vat, want jy moet perspektief kry. Ek het hulle regtig gedwing om dit te doen. Vir Derek was dit nie moeilik nie, want rekenaarspeletjies is baie lekker. So hy het toe iewers het hy toe begin, hy was 'n kelner gewees by 'n plek en hy het net dood eenvoudig in die rol ingeklim. Ek dink daar's van die kinders wat nie eens geweet het hy was saam met hulle op skool nie, maar hy het net in hierdie kelner rol ingeklim. Hy het drama op skool gehad, hy het kuns op skool gehad en hy het net hierdie ek het net hom so aangestaar en ja, helaas, hy swat film by Oakfield. So en dan die jongste is die ene wat nie ja, hy is die minste skaam van die lot, maar hy sal eerder die filmwerk doen. Maar dit is nie waarin hy spesialiseer op hierdie oomblik nie. Hy rig cricket af vir sy gap jaar en hy doen sy umpiring kursusse en ja, hy's nog nie by my in die huis. Die ander twee is nou iets vlekkies gesprei. So ja, hulle is van kleins af geleer. Ek het dis een ding wat is 'n boodskap wat ek wil oordra, wat ek gedink het ek wil sê, doen jouself die guns om jou kinders, al is dit net vir 2 of 3 jaar, net 'n bietjie drama te laat doen, net op 'n verhoog te laat kom vir 1 of 2 gediggies. Om uit hulle self, om daai selfvertroue te kry. Ek het hulle gedwing, dit nou so 'n bietjie anders uitgewerk vir ons aan die kant, maar kry net daar selfvertroue want dit is 'n lewens skill wat jy gaan kry as jy bietjie aan drama blootgestel word. Ja, nee, dit is ek dink ook ek dink veral, weet jy, veral kinders wat deesdae tuiskool, omdat jy nie meer voor 'n klaskamer moet staan en 'n praatjie moet sê nie. Ek weet dit is eintlik daunting vir baie kinders. Is dit verskriklik erg. En jy kry ekstreem gevalle waar dit regtig vir 'n kind van so 'n aard is dat hulle angs kry. Ja, heeltemal angsaanvalle. Ja, en ek verstaan dit en dit moet geadresseer word, maar ek dink vir meeste sosiaal aangepaste kinders, al is jy introvert, moet jy daai drama blootstelling, ek dink is regtig, dit is wonderlik. Ja, almal hoef nie te wen nie. Ek dink net dit is so sport. Sport het sy ongelooflike plek en ek dink net sê net jy kan leer om jou sê te sê. Ja, nee, verseker. Hoorie Sultana, jy het ook self 'n boek of 2 uit. Vertel ons bietjie van jou boekies. Ja, fluit, maar nie fluit nie. Fluit soos kunsfluit, met 'n V. Dis so oulik. Dit was dit was 'n lekker boek om aan te werk. Ek het dit was 'n vreemde tyd in my lewe. Ek wil nie eers daarop ingaan nie. En ek het 'n vriendin gehad wat weet as ek so is, dan moet ek besig bly. En sy het gesê, sit net al jou gemorsies in 'n boek. En sy was 'n uitgewer nie fiksie by Lapa. En dit is al my gemorsies in 'n boek gesit. Wat wonderlik van hierdie boek is, alles is herwinning en daar's 'n nuwe woord is upcycling ook. So alles was herwinning en dit was groot pret geweest want jy moet alles fisies weer maak en dan moet jy een hê wat gemaak is en dan moet jy een hê wat in stukke is dat hulle dit kan afneem soos wat jy dit moet maak. Dis 'n pretboek. Dis regtig die oulikste boek. Dit was van my eie kinders se fotootjies is daar en van die kindertjies wat ek vir skool gehou het. Dit was nogal oulik geweest en toe net na daardie boek toe is dit opgedolly. Wat toe nou vir die mammas ook is want toe wil die mammas ook goedjies hê. So handsakke maak en oorbelle uit vreemde goed uitmaak en ek weet ek het 'n zambak
pendants gemaak en so. Ons doen kan nog van dit hier in 'n laai. So dit was ook pret geweest en dit was die perfekte tyd ook geweest. So ja, ek het gedog my eerste boek sal eendag dalk 'n roman of 'n digbundel wees, maar nee, helaas, dit is toe nou 'n kreatiewe, kunstige upcycling herwinningsboek. Want dit was baie groot pret en ja, Susan het net gesê, kom ons doen dit net, ons kry klaar. Dis pragtige boeke. Ek wens net ek het onlangs hier ingetrek. Ek weet hulle is daarbo. So ek moet hulle nog weer gaan uithaal dat hulle my weer kan inspireer. So dit is die 2 boeke. Het julle, is dit nog beskikbaar? Kan jy dit by Lapa bestel? Waar kan jy dit aan die hande kry? Ek het so nou en dan sien ek nog van die boeke in Bargain Books. Ek is nie seker of daar nog by Lapa is. Nou kyk, dit is al 8 jaar terug. Ja. So ek dink miskien eerder in 'n tweedehandse winkel as die kinders nou groot geword en dan gooi hulle die boek uit. So ek dink ek het nog hier en daar een. Ek moet net daarbo gaan uitpak. Maar ek meen daar's lê 2700 boeke en hulle moet op 'n boekrak kom want almal moet bymekaar kom. Maar ek dink ek het nog hier en daar iets. Dit is verskriklik vir oulike boeke. Dit is ek onthou vlei baie goed. Dit is verskriklik oulik. Dit is ook eintlik in koneksie met kinders se entrepreneursdag. Dis reg, ja, vir entrepreneursdag, ja. Linte en alle goedjies wat jy kan in 'n speletjies wat jy oulike speletjies wat jy kan. Ja, dit was pret geweest. Dit was pret. Ja. Jy is baie vlytig. Definitief. Jy is baie goed met die hande. Dit is hoe ek al leer ken nie. Ek en Marisa het ook met kunswedstryd en drama groot geword. So dis vir ons maklik. Dit is so half 'n normale ding as ek dink oor kinders. Dit is hoe dit werk. Ek weet daar's baie kinders wat nie so groot word nie. Dit is ek weet nie, dit is moeilik. Ek dink dit is moeilik vir ma's om hulle kinders aan die gang te kry as hulle nie is nie. Soos Marisa nou ook self sê, weet om 'n hoërskoolkind, waar laat jy daai kind gesels en praat? Ek weet nie, dalk is daar's wedstryde, maar jy weet mense het nie ek sien met die kleiner plaasskole hierso ook, hulle het nie access tot daai of toegang tot daai groter kunswedstryde nie. En dis vir hulle ook baie ver. Ek is betrokke by die Oos-Vrystaat se kunswedstryd vir die kunsafdeling en baie van die skole neem net nie deel nie want hulle wil net nie so ver ry nie. Dis net vir hulle te moeilik met die paaie en alles. Maar nou met die tuiskool, hoe benader julle dit? Hoe gaan julle, is jy nog, ek weet jy het nou nog gesê, dis wonderlik. Hoe doen julle dit? Ons is in wording met die drama deel. Maar ek kan vir jou sê wat ons by die kuns doen. Dit was ons vroeër hierdie jaar het ons Impact Scotland, nee, ons het dit is nie daai, dit was 'n visual arts exhibition. En ons het dit dood eenvoudig aanlyn gedoen. So die kinders het hulle goedjies uitgestal en hulle het by elke kunswerk gaan stop en daaroor gepraat. Hulle moes een kies waaroor hulle gepraat het en meer agtergrond gee en dan het hulle voor die tyd het hulle die fotootjies geneem ook en dan kon ons weer sien. Ons was een van die beoordelaars geweest. En daar is net kinders met ongekende talent daar buite. So ek dink net daar is ons danksy COVID praat ons so met mekaar. Alles hoef nie meer so te gebeur nie. So dis hoe ons dit benader. Ons benader selfs ons benader alles aanlyn. Ons het kinders oor see. So en hulle kan deel wees daarvan. Ons het kinders wat nie so gesond is nie. Hulle kan deel wees daarvan. So ons doen dit aanlyn. Dit is nie so moeilik nie. Dit is die platform is Teams. As jy jou pakkie saamstel en dan kan die kind praat en wys en wonderlik. En ons het 'n kunswedstryd ook so gehad. Dit was baie oulik geweest. Verlede jaar ons eerste kunswedstryd, maar ons gaan hom ook verfyn. Ja, so alles is aanlyn en dit is moontlik. Dit is moontlik. Ek dink dit is amper makliker vir 'n tuiskool skaamkind om aanlyn te praat want jy sien nie daai 400 gesigte wat vir jou kyk nie. Ja. So daar's julle dis ongelooflik. Dit is 'n platform ek nie besef mense kan so veel goed doen. Dit is ongelooflik. Wat se raad kan jy vir ma's gee wat soos Marisa hulle nou wat weet hulle kinders moet nou kan
praatjie lewer. Wat se raad kan jy vir jou ma gee wat sit met haar kinders by die huis, sy met wat se idee kan sy hê om te sê, okay, hoe gaan ons hierdie ding doen? Want dit is baie scary vir 'n kind. Ek dink weer eens soos wat ek gesê het, ek het by hoërskool begin en toe teruggegaan laerskool toe. As mens dink aan raad, Line, jy het is 'n klein bietjie opgebreek. Praat jy van tuiskoolkinders of oor die algemeen oor hoe om praatjies te Ek sê weet kinders wat nou by die skool is, hulle moet nou hulle speeches en hulle praatjies doen, Ja. maar as ek nou weet Marisa, wat byvoorbeeld hoe kan sy wat kan sy doen om vir haar kinders te help om te sê ons gaan nou 'n praatjie doen. Nooi sy mense, het mens ander maatjies by jou, want daai Ek dink Marisa, julle face to face. Mens- Hoe doen mens? Daar's so baie ma's wat sit met hulle kinders en daai kinders raak al hoe ja, as ek nou dink hier's klomp tuiskoolkinders hier in ons dorp ook wat ja, net nie hulle praat voor hulle boeties en sissies, maar hulle gaan nie noodwendig voor ander kinders praat nie of hulle gee nie jy weet hulle dan doen nie jy's toespraak besig om hierso nou my kop aan die gang te kry om iets aan die gang te kry om so iets te doen. So ek dink mense moet jou tuiskoolgemeenskap bymekaar kry want Ja. Ja, as ek kan kyk vir ons is dit maklik. Ons het 'n ongelooflike databasis en presies. ek wil sê maklik en nie eens makliker. Ja. Maar ja. ek dink tog mense moet uitreik ook na die ek dink aan Ad Strydom. Ek dink dis Ad Strydom, hy het Artistic Kulta. En hy gaan so van plek na plek om na skole toe. Maar ek meen as mens hom kontak en vir hom sê luister, ons is aanlyn. Kom, maak 'n plan. Kan jy nie Ja. vir ons 'n kindswedstryd reël nie? Maar ek dink sommer ek het gister met hom gepraat. Ja, ek sal 'n bietjie vir hom sê. Ek dink net daar is die feit van die saak is daar is nog soveel goed wat gedoen kan word vir tuiskolers. Ja. En irrelevant of dit nou IEB of dit nou Presies. Amerikaans of dit nou Ja. Britse of dit nou CAFS is. Ja. Irrelevant daarvan, ek dink ons moet saam staan en ons moet so iets begin. Dit is die raad wat ek kan gee. Ons moet begin praat met mekaar en ons moet dit doen. Want dit is Ja, die- moontlik. Ja, ek weet soos in Pretoria toe ons nou nog in Pretoria gebly het, daar was selfs 'n wat noem mens dit, 'n revue waarby die tuiskolers kan inskakel. So daar is Ja. revue Dis en aardig. daar is daar's baie goedjies, maar dis nie almal weet nie van alles nie. Dis nie so heeltemal. Dit is eintlik ek wil amper sê 'n niche mark, want dit Ja. is 'n Maar as ons jy het nie- groot aanvraag. Ja, maar die Dis, groot ding, ja, was 'n groot aanvraag vir dit. Maar as Dis 'n jy groot nie ek dink nou maar spesifiek aan die mense hier in die dorpie. Is 'n paar kyk ek bly nou in 'n baie klein one horse town. Nee, jy het 3 perde. Is dit Vyf. ekskuus, is 3 horse town. Jy bly in die one horse town. Ek bly in die 3 horse town. Waarvan 2 van hulle deur my kinders gery word. Maar die groot ding is net hier is geen gemeenskap, tuiskoolgemeenskap nie, niks. Ek is nog op die Harties tuiskoolgroep net om te hoor want baie keer is daar aanlyn goedjies wat hulle kursusse wat hulle aanbied vir die kinders. Ja. Daar's nou weer 'n grafiese ontwerpkursus vir kinders van 12 tot 18 wat so oulik is. Ja, dis Daar's regtig oulike goedjies, maar daar is as ek byvoorbeeld nou nie op daai groepie was nie en ek het nou jy nie daarvan geweet het ek nie daarvan geweet nie. Mm. En die mense hier in die Vrystaat, ek het nou al gaan soek. Ek het gisteraand actually weer gaan soek. Ek kry nie 'n tuiskoolgemeenskap vir die Oos-Vrystaat nie. Ek kry dit nie. Die naaste is in Bloemfontein. Hier is verskriklik baie homeschoolers. Dit is 'n feit. Hier is omdat stem. almal maar daar's geen gemeenskap nie. Daar's geen events, daar's geen picnics soos in Harties. Ek het die Harties die tienergroep begin laas jaar. En hulle gaan nou aan daarmee, dis verskriklik oulik, maar daar's 'n hele groot gemeenskap van kinders van alle ouderdomme wat hulle kom maandeliks bymekaar, weekliks bymekaar, daar's kerkgroepies, daar's
parkour, daar is verskriklik baie sport, Ja. want dit word al hoe groter. Die gewone skole het nou skep 'n geleentheid vir die tuiskoolkinders om te kan inskakel daarbey. So dit word vir my groter en groter en groter, geleenthede word meer, daar's nou in Harties is daar trompoppies waarby die kinders kan betrokke wees, daar's netbal, daar's cricket, daar's sokker, parkour, daar's daar's 'n groot bergfietsgemeenskap in Harties, regtig baie groot bergfietsgemeenskap. En dan die tieners gaan hike, verskriklik baie. So daar is my dinge wat gebeur en is goed vir die kinders. Hier waar die kinders eintlik so verskriklik remote is daar niks. En ek dink dis omdat dit so remote is ook, want dit is 'n Ja. mission om by mekaar uit te kom. Dit is Ja. dit vat en dit is hoekom ons sal moet dink aan op hoor hierso. Ek bedoel nou maar net aanlyn geleenthede sal moet groter word. Dit sal net moet groter word want anders te gaan jy gaan moet ook vir jou kinders. Jou kinders het mense nodig. En die groot ding is wanneer daar wel 'n aanlyn geleentheid geskep word vir 'n spesifieke area, vloei daar vriendskappe daar uit wanneer en dan kom 'n mens fisies bymekaar wat goed is. Maar daar is geen gemeenskap nie. Whether online or not. Maar sien Marisa, dan moet ons maar 'n gesprekkie hê, dan moet ons maar 'n plannetjie maak. Ja. Dis wat dit is. Ja, ek sien baie kinders hulle fizzle so uit en is angswekkend om te sien. Hulle is baie geïsoleerd en dan raak dit ook nou so half weg. Jy weet dis baie kinders wat regtig net fietsry in die dag en ek dink nie hulle moet dit doen nie. En dis omdat daar niks aan, daar is nie 'n netwerk nie. Jy weet daar is net nie. En daar is baie belangrik. In Clarence is daar verskriklik baie homeschoolers. So en ek seker hulle het dalk 'n bietjie meer van 'n gemeenskap, maar die ma's, jy weet, al is die mense gewoond om ver uit te ry na plekke toe, ry hulle die hele tyd so ver, hulle wil dit maar minder maak, jy weet, en maar ja, daar is definitief 'n behoefte, so ek is baie bly ons gesels vanoggend wat ons Marisa aan die gang kan kry. Ek sal ondersteun waar ek kan, want ek weet ek sal ook. Maar ja, dit is ook deel van ons tweede plan van hierdie van Koppelteken Kuns is om 'n tipe van dit ook 'n leerplatform te maak vir kreatiwiteit. En omdat jy kan kursusse op hê en dit is ons tweede module behalwe om met kreatief absoluut fenomenaal. En so ja, dit is ons tweede plan waaraan ons gaan. En jy sal baie bly wees daarna want ons wil dit graag in Afrikaans doen. Want ons voel daar is 'n behoefte vir dit. Ek voel daar is kinders wat ek is nou baie bederf want my kinders doen 'n Britse kurrikulum, so hulle is eintlik maar Engels. En Afrikaans is tweede taal wat vir my baie hartseer is. Maar so dit is vir my belangrik om kuns aan te kan bied in Afrikaans vir die kinders wat Engels moeilik vind. Ja. Ek het baie keer vergeet daarvan. En dit is hoekom dit vir my belangrik is om dit te kan doen. Buiten die feit dat ek makliker klas gee in Afrikaans as Engels, ek word verskriklik senuweeagtig. Ek weet ek meng my tale vreeslik en ek het vir lank oor see gebly, so dis eintlik simpel. Maar as ek iets moet aanbied en ek moet gemaklik wees, dan wil ek in Afrikaans kan praat. So ek voel dat daar is 'n groot gap vir ons in die mark. Maar dan dink ek ons met die Koppelteken Kunstefees begin op een of ander manier. Hey, daar slaat jy nou die spyker. En ek praat nou Kunstefees het kreatiewe kunswerke, maar ek meen daar's drama, gediggies en goeie is ook en skryfwerk ook. So ek dink hier is die platform, ons moet dit net doen. Ja, so ons het nou al ons is nou lekker lank aan die gang en ons sien 'n behoefte daarin. Ja, so dit is en Afrikaans is 'n passie. Ek dink al het jou kinders 'n groot opvoedkundige Engelse agtergrond, dis dit mos vir hulle lekker. Hulle is in elk geval hulle huistaal is Afrikaans. Dit is nou lekker om sommige goed in Afrikaans ook te kry en te doen. Want meeste van die hulpmiddels wat regtig oulik is of Amerikaans of
Brits of wat ook al. So dit is waar dis my behoefte ook gewees. Daar's sulke oulike podcasts waar ek mal is oor en veral met kunsgoeders, maar dit is alles met 'n Amerikaanse of 'n Engelse ekonomie en dan dink ek maar dit gaan nie werk nie en ek verstaan nie, ek wil met ander mense praat wat in dieselfde situasie as ek is en met dieselfde verwysingsraamwerk of uitdagings en dan is dit nou so dit is deel van ons diens. So baie dankie. Ons is bly. Ons is nou weer opgevier vir ons koppelteken kuns. Dis deel van die taal en kuns. Dis fyn. Dis goed. Ja. Maar vertel ons 'n bietjie, het jy dalk planne vir 'n boek? Soos nie 'n vleitige boek nie. Dalk 'n Ja, ek is besig. Ja. Ek is besig en ek moet dit doen. Toe ek my oë uitvee verlede jaar toe ek 50 en nou is dit alweer 'n jaar later. Letterlik net ek is baie gerus dat Philip de Vos het op 45 begin. So ek is nou so 5-6 jaar agter. So ek dink ons moet net aangaan. Ek het gister ek wou Koos Kombuis se boek gaan koop het en hy was toe nou nie by die boekwinkel waarvoor ek toe nou geskenkbewys het nie. Toe koop ek maar 60 bundels. So ek is nou weer gemotiveerd en ek het met Hannes Barnard hy het met ons kinders kom praat aanlyn oor wolk, oor sy boek. En Fanie het kom praat oor donkerweb en ja, as ek net so kreatiewe influx kry, dan weet ek dit moet op 'n stadium uitkom. Ek sal dit net moet doen. Ek kan nie eendag my kop neerlê en sê ek het 2 boeke uitgegee nie, een was daarom ten minste of ek dink is moeiliker om 'n digbundel uit te gee. Dit is ongelooflik tegnies, maar ten minste net 'n lekker jeugverhaal of iets. So ek moet nou net alles bymekaar sit, soos ek sê, bedkassie skrywer. Ek sal jou digbundel vir jou illustreer as jy my storieboek sal proeflees. Ek net liefde. Net liefde. Jy weet ek sal. Ons doen dit heen en weer as soos gewoonlik met liefde. Ja, okay. Ons sal ruilhandel. Ek het altyd. My boek is nou net in Engels geskryf. Ag, ekskuus, hy is in Afrikaans geskryf. Ek dink nou aan Zoe se boek. Ja, Zoe se Engels, ja. Ja. Nee, ons gaan ook dis reg. Dis wie ek dink ek voel taal inferieur teenoor jou. Ek dink my boek is slegte Afrikaans geskryf. Dis eintlik Ag nee man, dis glad nie die waarheid nie. Glad nie die waarheid nie. Ek kan nie wag vir daai boek nie. Hoe lank wag ons vir daai boek? Ja. Ag, dis nog net 4 jaar. Nou kom, hoe laat? Maar hy's klaar. Nee, hy's klaar geskryf, hoor. Ek is klaar. Ek is eintlik al in Februarie klaar gewees. So hy moet die lig sien. Hy moet die lig sien. Ja, nee, hy selfs net die illustrasies, maar ek het nou raad gevat by Zoe, want Zoe skryf ook mos nou al baie jare aan haar boek wat in Engels is. En hy het saam met haar gegroei, soos wat sy groot word. So elke keer as sy weer deurgaan, dan besef sy, wat het ek gedink? En dan begin sy van voor af, of sy skryf oor, of sy, maar sy het vir haarself 'n doelwit gestel om voor Mei maand, wat nou vandag aangebreek het, klaar te wees, en sy is amper daar. Ek dink as sy vandag hard werk, mag sy dalk daarby uitkom. Ek weet nie, ek praat dalk onder korreksie, maar sy het regtig, en toe sê sy vir my, maar mamma, moet net 'n doelwit stel om daai illustrasies klaar te maak, en dit is so, ek het vir myself 'n doelwit gestel om die storie klaar te skryf, en I stuck to it, en dit het gewerk, maar nou frissel dit so uit, omdat ek nie by die illustrasies uitkom nie, en ek weet nie hoekom nie. Ek was altyd die meeste opgewonde gewees oor die illustrasies van die boek. Toe raak ek so opgewonde oor die storie. Nou is ek so bly die storie is klaar. Nou is ek wil nou nie sê I'm over it nie, want dit sal, maar ek het 'n boek daarvoor. Ja, en nou het ek weet nie, ek vind dit moeilik tyd om kreatief te wees aan die boek, die illustrasies, en dit voel vir my amper of daar te veel druk op my is nou.
ek weet nie, ek sit seker maar te veel druk op myself. I don't know. Ek het altyd hierdie idilliese idee gehad van hoe die illustrasies gaan lyk, elke bladsy gaan 'n randjie om hê en dit gaan so. En nou is ek so waaroor was ek so opgewonde geweest? So ek weet nie. Maar in elk geval, I'll get to it. Nee die illustrasies klaar maak, maar ek gaan vir jou stuur. En ek wil jou nou sien. Ja, ek wil jou storie verseker. Ja, sal. Marisa, maar vertel ons, buite nou dat jy planne het vir stories en digbundels en allerlei goeters. Vertel ons bietjie, ek weet jy lees verskriklik baie vir ontspanning. En jy het 'n hengse groot biblioteek, tuisbiblioteek. Wat is die ding wat jy die graagste lees en hoekom? Julle, ek is poesiemal. Ek is 'n gedig om ek dink vir ander mense is dit werk om 'n gedig te ontleed, maar ek het vanoggend weer gesit in 'n John Goosen gedig deurgegaan en hom uitmekaar uitgetrek. Dit is vir my ontspanning. So ek is verskriklik lief vir poesie. En dan nog die digters ook, want ek dink nie daar's en ek bedoel dit regtig op die mooiste manier moontlik. Ek dink nie enigiemand wat kreatief is normaal nie. En ek kan so aanklank vind daarbey. Dit is so ongelooflik dat ons so 'n klomp mense is wat so poesie en dan as ek nou regtig wil lekker ontspan, ek het 'n groot liefde, ek nou Hannes se 3 boeke klaar gelees. Dit is jeugboeke. Ek is nogal lief vir jeugliteratuur omdat dit so vernuwend is en Fanie Viljoen skryf eintlik hy skryf so tussen die lyne deur. Dit is net so ongelooflik. Hy inspireer my. Ja. Hy is en nadat ek nou weer ek moet dit moet ek eerlik sê, ek het 'n is baie swak plek. Baie. Ek het nou Branderjare ook klaar gelees en ek het Alrien se boek ook en dan my groot liefde. Ek het gedog ek gaan dalk mevrou Andrei P Brink die 8ste word, maar toe dit nou nie gebeur nie. So ek gaan altyd terug na my ou skrywers toe. So ek het onlangs weer kennis van die aand. Ek wou weer daai groei ding. Ek het my skripsie oor hom gedoen toe ek in my honeurs gedoen het. En toe wil ek teruggaan en ek wou gaan kyk hoekom het ek dit gedoen en ek daai fascinasie het net weer van voor af gekom. Die ou skrywers, die suiwer maar as ek nou moet eerlik sê, digkuns, poesie, gedigte, wat jy dit ook al wil sê, dit is klein stukkies stoorwerk. Dis vir my groot liefde net. Ag. Hoe kry 'n mens jou kind aan die lees? Jy lees saam met jou kind. Jy sit nooit 'n boek in 'n kind se hand nie. Jy sit die kind op die skoot en lees die boek saam met hom. En ek wil amper sê tot amper graad 5, 6 toe. Jy gaan nie net 'n kind aan die lees kry nie. Glo my. Kinders moet ook aan 'n verskeidenheid boeke en party kinders wil nie boeke lees nie en my seun sê hulle lees nie. En ek weet hulle lees want hulle gaan op die internet en hulle gaan lees interessante feite oor Marokko. So hulle doen hulle leeswerk. Hulle is net nie lief vir nie fiks. Hulle is meer lief vir nie fiksie in plaas van fiksie. Ek het 'n dogter wat op die foon ek voel skaam as ek dink aan hoeveel daai kind lees. Maar almal lees. Waar begin jy 'n kind lees? Jy van kleins af, babietjie, daai plastiek boekies in die bad. Ek het gister by 'n Bargain Books het ek gesien daai puppets. Maak dit lekker, maak dit interessant. Lees saam met hulle. Daai lees saam met hulle. Jy kan vir jou kind sê lees en dan sit jy op die foon of TV kyk. Lees saam met hulle. Lees vat die boek, vra vragies. Begin by prenteboeke. Maar doen dit net saam met jou kind. Ek kan nie sê my kind lees nie en dan en natuurlik hoe ouer maar jou kinders is verskriklik lees. Weer eens.
jy moet op 'n stadium gaan die kind ook net sê ek hou nie van daai tipe boek nie, ek hou van daai tipe boek, maar dan moet jy sê hoekom hou jy nie daarvan nie? Het jy al so 'n boek gelees? Lees eers die boek en dan sê jy vir my hoekom hou jy nie daarvan nie. En dan beweeg ons aan na 'n volgende genre toe en daar's gelukkig iets vir almal. Daar's prenteboeke, ek die animasie goetertjies wat baie snaaks is vir my. Dit is so fascinerend. Dit is net ek kan nie glo, ja. Daar's net soveel. So lees net saam met hulle. Moet hulle nie los nie. Ja, ek dwing nou so 'n bietjie vir Phoebe om Afrikaans te lees. Eintlik moet ek Zoe ook dwing. Maar ek dwing hulle om Afrikaans te lees want hulle is geneig om net Engels te lees. En dit is my hartseer. Maar ten minste lees hulle. Maar ek moet sê as Phoebe ook eers aan die gang kom, sy verslind Jackie Jacobs, Fanny Viljoen, al daai boeke, sy vlieg deur hulle. En ek het nou 'n bietjie laat slip toe ons getrek het, want ek het ook so, ek moet vir haar 'n boek 'n week gee om te lees in Afrikaans. En dit is bo en behalwe dit wat sy in elk geval lees. Goed. Ja, so want sy lees baie boeke en sy kan 'n boek so oor en oor en oor en oor en oor lees. Want ons het net nie genoeg in die huis nie. En kyk, ons het toe ons 2 weke terug toe ek hulle Bargain Books toe gevat, want van ons die ingetrek het toe ons in die mall instap om ons inkopies te gaan doen, toe hulle sê, hier's 'n Bargain Books, want hulle het gedink ons trek regtig plaas toe en nie gaan niks wees nie. En toe dat die Bargain Books sien, toe hulle sê, nee, wat ons is so right, we'll make it, dis die minste Bargain Books. En toe het ons gaan kyk, maar al hulle sakgeld was toe nou op daai oomblik klaar gewees, soos wat dit nou weer klaar is. So toe het hulle nie daar gestaan, hulle het gedroom, want hulle het reekse wat hulle so aankoop, en Phoebe soek nou al vir 'n baie lang tyd die laaste 2 in 'n reeks, en hierdie Bargain Books hier in Bethlehem het nou die 2 boeke, so ja, ek sal nou maar weer 'n keer 'n draai moet gaan ry, en Bargain Books toe moet gaan, en 'n tydjie moet afknyp. 'n ander manier om hulle aan die lees te kry ook, vat jou kinders, laat hulle daai absolute ongelooflike verskeidenheid sien van wat daar eintlik is. Nou dit maak enige kind opgewal. Ek sê enige kind, nie as ek nou, maar ek meen gewoonlik maak dit kinders opgewonde. Maak ons opgewonde. Nee, dit was nog altyd 'n uitstappie gewees wat ek altyd dit is na my hart lê, my kinders na boekwinkels toe te vat. Toe die seuns nou groot word, is dit nou nie meer cool nie, maar aanvanklik was dit. Was dit vir almal, ja. Bethlehem met 'n massiewe biblioteek wat lekker aan die gang is. Is dit? Ja. Dis baie goed om te weet. Ek sal definitief vir ons biblioteekkaartjies gaan kry, want ek moet sê daar in Harties was die biblioteek het nou eers onlangs eintlik weer op die been gekom, en ons het toe nou nooit tyd gekry om daarby uit te kom nie, maar die mense het ook maar gesê die versameling van kinderboeke is ook nou nie so verskriklik uiteenlopend gewees nie, so ja. Ja, Dana, ons weet nou jy het 'n nota, ons weet jy het boekies in jou bedkassie, journals. Ons hoop om dit te sien. Ons gaan jou aanmoedig, maar ons gaan definitief hier met jou praat dat ons kan opkoppel en die aanlyn storie aan die gang kry. Dit sal moet gebeur. Wat luister, hou ons dop. Ons is baie opgewonde daaroor, en dit's lekker om van jou te hoor, en jy is 'n ongelooflike inspirasie. En ons wil ander ma's aanmoedig om ook nuwe platforms te hou, of aanlyn platforms, en op te link met mekaar, en ma's wat se kinders op skool is, om hulle 'n bietjie aan te moedig om aan kunswedstryde deel te neem, en daar's baie mense wat passievol is wat hulle kan help. Ja. Yes, verseker. Ja, Dana, baie dankie dat ons jou hele oggend in beslag kon neem. Ja, dit was lekker. Aangesien ons tegniese probleme gehad het vroeër, maar ek wil net vir jou sommer net so ook sê baie dankie vir jou passie vir kinders, en dat jy so 'n bol energie is. Jy is aansteeklik.
Jy is regtig aansteeklik en ek wil altyd ook graag aansteeklik wees, so ek dink dis hoekom ek so verskriklik lief is vir jou. Jy is aansteeklik en ek sal dit altyd sê, ek is so ewig dankbaar vir jou passie wat jy gehad het. En dat jy iets kon raak sien in my kind. En ek weet, dis nie net my kind nie. Ek dink jy het met soveel kinders soveel kon regkry en potensiaal raak sien waar kinders moedeloos was. So ja, jy is 'n engel. Maar Marissa, hoe anders as 'n graad 4-kie met 'n verjaarsdag uitnodiging na jou toe kom en sê kom asseblief net na my partytjie toe en is hierdie rooi haartjies en hierdie ag ja, net nog een ding, ek moet dit op hierdie platform sê. Ek dink Zoe is die enigste kind wat en ek dink sy was graad R toe ons die mamma mark gehad het, wat in graad R 'n prentjie geteken het, na die hoof toe geloop het en dit aan die hoof gaan verkoop het. Ja. So Zoe is julle almal is my inspirasie, maar ja, soveel Zoe ook. Ja, Ek sal dit doen. Zoe het kuns verkoop aan die hoof en hy het 'n sleg gevoel om nee te sê en ek dink as ek reg kan onthou, het sy ook actually kuns aan Hanlie Kotse verkoop by 'n uitstalling van haar. Okay. Julle baie dankie en baie dankie vir hierdie platform ook. Ek dink dit is ongelooflik. Ag, jy het 'n mooi dag hê, Tana. Dankie vir almal wat luister. Dankie julle. Ja, julle. Mooi dag vir julle. Bye. Bye.